Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se erediens. Ek wonder as daar dalk van die diakonie kan help net vinnig met die aanwys van plek. Hier's baie plek aan die linkerkant, maar ek sien die mense wat inkom sien dit nie. So dalk net kan help mense net aanwys hierdie kant toe en hoe hulle by die kant kan inkom net sal dit gaaf wees. Dankie. Ja. En as jy nog plekke is jy welkom om goed in te skuif, maar die maklik sal net wees om net in die saal aan die linkerkant is er nog taamlik baie spasie. Ons wil graag alle besoekers verwelkom as jy nie in die gemeente is of as jy vir die eerste keer hier is om net te kom kyk hoe die gemeente is of as jy met attestaat gaan aansluit hier. Baie welkom. Ons het die gebruik om nuwelinge te verwelkom by 'n welkomboom hier aan die buitekant. So na die afloop van die erediens sal iemand, daar's 'n boom met die bordjie wat sê welkomboom, sal iemand jou daar ontvang en dan sal ons jou baie mooi kan inlig en vertel oor hoe om deel te raak ook van die gemeente. Dan wil ek graag vir Claudia Huystek amptelik verwelkom, want dit ek haar nie so vinnig gesien toe ek nie voorsit nie. Daar, heel agter. Wil jy asseblief opstaan vir 'n oomblik, Claudia? Ja, sy het van die Gereformeerde Kerk Kaapstad af aangesluit, maar sy is al geruime tydjie eintlik ingeskakel. Eintlik al baie mooi deel van die hart van die jong mens GF ook en Claudia, baie welkom. Ons bid ook dat dit vir julle tot verryking sal wees, dat jy bedien word deur die gemeente en dat jy ook die gemeente met jou gawes bedien. So baie welkom hierso. Onder meelewing, dink ons graag onder die liefdeel daarvan, noem dat Mieke Singels gisteraand gebore is. Dis die kleindogter van Ingrid en Arne. So sy is gisteraand later gebore, vir hulle hartlik geluk ook met die geboorte van hulle kleindogter. En dan dink ons ook aan Evert Veenstra, hy is Vrydag geopereer, ook vir sy velkanker. Maar na afloop van die operasie het dit eintlik baie sleg met hom gegaan en hy is Saterdag weer terug na die ongevalle by Durbanville kliniek waar hy daar ook gewag het op bed. So ons dra ook vir Evert net op in ons gebede. Dan kom dit al 'n geruime tydjie lank dat ons saam bid vir Leonie Opperman. Jy sal sien in die nuusbrief ook dat sy het Dinsdag tracheostomie ontvang. En dit gaan baie goed met haar. Ouma sê dit gaan baie beter. Sy beweeg nou 'n bietjie meer rond en so. Ons is dankbaar dat dit goed gegaan. Ons wil graag weer die blomme vir hulle gee. So asseblief julle sal geen net sê dat ons bly dink aan hulle en bly ook opdra aan die Here in gebed. Dan het hy approbasie as diakens. Is dit Johan Beumer en Johan Venter as ook Jocelyn Venter wat voorgehou word in die gemeente as diakens. Ons gaan vanoggend vooraf saam sing Skrifberuiming 18:3. Ons sing daarvan saam verse 1 en 7. En hierdie is 'n beruiming van Openbaring 19 vers 1 tot 19, waar daar eintlik maar die lof van die Here gesing word oor die val van Babylon en oor die bruilof van die Lam wat gesing word en oor die oorwinning van Christus. En dan sien mense hoe die hele skepping, die engele en die kerk saam sing haleluja en hulle prys God oor sy regverdige oordeel wat hy bring en dat die bruilof van die Lam aangekondig word. En dan sluit die hoofstuk ook af dat God alleen aanbid moet word en dat almal saam ook dan daarvan van die regverdigheid en van Jesus se liefde ook getuig. So ons sit net so, dan sing ons saam Skrifberuiming 18:3, daarvan saam vers 1 en vers 7 en daarna begin ons met die erediens.
Ons votum vanoggend kom uit Efesiërs 3 vers 21. Aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons saam tot eer van die Here, Psalm 9. Ek sal met my hele hart, o Here, u wonders groot maak en ek sal u eer. En ek sing omdat ek in u bly is. Ons staan en sing ons saam Psalm 9 en direk daarna bly ons staan, bely dan saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die helse smart tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, ons weet as ons een van die gebooie van die Here oortree het, ons die hele wet van God oortree, en al hoe ons voor God kan staan is in Christus. Ons gaan nou saam luister na die woorde wat die Here die grootste gebod ook antwoord, maar in antwoord daarop sing ons saam, terwyl ons net so bly sit,
lied 241, jy is God by wie ek vrede vind, en dan sing ons, want Christus het daai vrede bewerk. Dit is Christus alleen wat my voor die Vader laat staan. Matteus 22 staan hoor ons, een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here vir nog 'n Sondag. Nog 'n dag van opstanding van ons Here Jesus Christus wat ons kan saamkom as U kerk. Saamgebring deur die Heilige Gees om in die geloof wat U in ons wek te kom ontmoet met U en te kom om te aanbid. Dat ons as mense wat weergebore is deur die Gees, wat nuut gemaak is, nuut geskep is, dat ons meer kan sien as wat hier op die aarde is. Dat ons deur die geloof wat U vir ons gee, soveel meer kan sien en kan weet. Dit wat in die geestelike wêreld is, maar besonder ook dit wat in die verlede gebeur het en 2000 jaar terug gebeur het. Dat U dit duidelik vir ons uitwys en dat ons deur die geloof kan sien die sterfte van ons Here Jesus Christus. Dat ons ook in die besonder in hierdie lydenstyd opnuut kan kyk in die woord en kan hoor wat ons Here aan die kruis gesê het. En dit vul ons met ontzag om te dink hoe groot U genade vir ons is. Dat ons elkeen so 'n diep bewustheid van ons sonde het, dat U deur die Gees daaraan werk en ons bede is dat ons nie sal bly voortleef in daardie sonde nie. Dat ons die sonde sal wegvlug en nêrens anders heen sal gaan as na U toe nie en sal vlug tot U, want U is ons rots en ons skuiling.
En dat ons oë op U gerig sal hou, sal lewe uit die geloof uit elke dag, maar die vaste wete van die verlossing wat daar in Christus alleen is. Maar mag ons lewe aan dit gekenmerk word. Mag dit die getuienis wees wat ons in die wêreld uitleef. Dat ons verloste kinders is van die Allerhoogste God deur die bloed van sy seun. Of dit is as ons skool toe gaan, of dit is as ons studeer of werk toe gaan, of dit is waar ons beweeg in die ouete huis. Maar dat dit die deurslag sal wees, die getuienis van die identiteit van wie U ons gemaak het. Ons dankie Here dat ons as gelowiges mekaar gegee is. Dat ons mekaar kan bedien. Ons dankie dat daar ook mense by ons aansluit. Dat U hulle stuur deur die Gees om ook die deel te vorm van die liggaam. En mag ons gehoorsaam wees en mekaar bedien. Mag die gawes wat U gee nie vermors word nie. Maar dat ons getrou en gehoorsaam aan U ook daardie roeping sal uitleef om mekaar te bedien. Om nie anders te kan nie as die liefde wat U in ons uitstort te wil gee ook vir mekaar. Mag elkeen daarom ook opgebou word in die geloof en in die hoop en in die liefde. Mag ons al hoe meer gehoorsaam word en al hoe meer lyk soos ons hoof, ons Here Jesus Christus. Ons bid graag vir ons broers en ons susters met wie dit baie swaar gaan. Ons dink besonder aan Evert wat so baie gesondheidsprobleme het en soveel keer opgeneem moet word. Ons dra hom op aan U. En ook vir Lianey wat al vir 3 maande in die hospitaal is en waar ook baie beproewings is vir haar en vir haar ouers en grootouers. Ons weet Here, U alleen kan versterk. U alleen kan vertroos ook in sulke moeilike tye. En daarom bid ons ook dat U hulle naby sal wees. Daar is soveel ander lidmate wat swaar het as gevolg van emosionele omstandighede. Ons bid vir hulle ook. Ons bid vir gelowiges wat deur versoekings gaan en ander beproewings gaan. Baie keer dinge waar gelowiges te skaam is om te erken, te skaam is om te bely. Ons bid dat U genesing sal bring, ons bid dat U daar verlossing ook sal bring na die swaar omstandighede. Mag ons besef dat U vir ons die krag gee, mag ons besef dat U ons sal dra deur die lewe, maar dat ons ook sal volhard in ons ondersteuning van mekaar. Doelbewus mekaar sal opsoek, doelbewus mekaar sal bedien ook, waar dit moontlik is. Dankie vir die woord. En dankie besonder dat ons hierdie kruiswoorde in hierdie tyd mag bestudeer. Dat U dit vir ons opgeteken het. Dat dit vir ons goed en heerlik is, om vanoggend ook die Gees te hoor praat, die woorde wat U in die kruis gespreek het. En ons bid dat U ons daardeur sal seën. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here in Johannes 19, daarvan saam vanaf vers 23 tot en met vers 27. Johannes 19 vanaf vers 23. Toe die soldate dan Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot.
Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. En daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Voordat ons luister na die prediking van die woord van die Here, kom ons staan en sing ons eers hierdie woorde saam in die woorde uit Skrifbreiding 5:1, die 3de vers, dat by die kruispaal staan Maria en Johannes word haar kind. Geliefde broers en susters, daar was nie 'n meer aangrypende toneel om jouself in te dink nie, die lyding wat die Here Jesus Christus deurgemaak het nie. Die oggend van die kruisiging, tussen 6:00 en 9:00 ongeveer daardie oggend, het Jesus voor Pontius Pilatus verskyn. En daar is hy volgens hierdie Romeinse gebruik wreed gemartel, hy is gegeesel. En wat sal gebeur is dat die veroordeelde, die beskuldigde sal aan 'n paal vasgemaak word met sy hande en hy sal met 'n sweep geslaan word wat klomp leerbande het en aan die punt van die leerbande is daar bene en klippe vasgemaak, juis sodat die beskuldige se vel moet oopskeur. Juis sodat die beskuldige verswak moet word en nie so lank aan 'n paal moet hang nie en vinnig moet doodgaan. Ons hoor hoe dit hom verneder het. Dat die soldate hom verder geslaan het. Dat hulle 'n doringkroon op sy kop gesit het om dat hy in sy vel insteek dat hy moet bloei. En teen ongeveer 9:00 daardie oggend het die kruisiging plaasgevind. Soldate het gekom en baie groot ysterspykers gevat om aan die hout vasgemaak en daardie ysterspykers deur sy arms en sy bene ingeslaan. Waarskynlik hier deur die polsgebied, juis sodat die liggaam se gewig kan dra. Die spykers was baie lank en baie dik. En elke hou so intense pyn veroorsaak terwyl dit deur die vel en die senuwees en die been geforseer word. En daarna is daar die kruis met sy liggaam vasgeslaan daarteen opgerig, sodat hy daarin gehang het en elke asemteug 'n pynlike inspanning geword het, soos die liggaam al hoe meer aan daardie spykers begin trek. En terwyl hy magteloos in die kruis hang, het die soldate en die omstanders hom gespot. 2 misdadigers weerskant het hom gekruisig, aan weerskant om te sê, maar hier hang die hoofmisdadiger in die middel. Nou broers en susters, as jy al ooit intense pyn in jou lewe beleef het, sal jy weet hoe swaar en hoe moeilik dit is om op enigiets anders te konsentreer as net daardie pyn. Hoe baie inspanning het van jou vat om iets te sê, om 'n gesprek te voer met iemand anders terwyl jy in intense pyn is.
Jy weet hoe moeisaam dit is, hoe dit alles vat in jou fokus om net te dink aan hierdie pyn wat jy het om verby hierdie pyn te kom. Dat elke woord wat jy spreek, voel dit of hierdie pyn vererger. En dan deur die genade van die Here is daar vir ons 7 uitsprake van die Here aan die kruis opgeteken. 7 keer wat die Here aan die kruis gepraat het, woorde wat opgeteken is wat ons moet weet as sy kerk. En hierdie is die fokuspunt van die Bybel, dis die kruisiging, die sterwe van ons Here Jesus Christus vir ons sonde. Dis die voltrekking van God se oordeel wat nie oor sy kerk kom nie, maar hom kom en die genade wat die Here vir ons het. En is hier waar die Here daardie woorde spreek aan die kruis, die plek waar die hele rede vir die kruisiging gebeur. En daarom is hierdie woorde wat die Here spreek, daar ekstra klem besef. Dit word gepraat juis met die hele doel hoekom die Here gekom het. En ons kan nie weet hoe lank die Here op hierdie stadium al gehang het, as daar 7 kruiswoorde is, en jy reken aan die begin en die einde is daar 1, en tussenin dan met ander woorde 5, en hy 3 ure aan die kruis gehang daar, dat daar ongeveer 'n uur al moes verloop het, as hy die 3de kruiswoorde spreek, aan sy moeder, en aan sy geliefde disipel, waarskynlik omdat hy nou lank op die kruis hang, en al baie pyn op hierdie punt al moes verduur vir ure lank. Maar die woorde word deur Johannes vir ons hier in 'n ander konteks gegee. Die woorde word vir ons hier gegee as reg by die kruis, reg onder die kruis wat daar gebeur het. As deel van 'n skare mense word daar vir ons 2 groepe spesifiek hier uitgewys. Aan die een kant 'n groep soldate en aan die ander kant 'n groep vroue. En hierdie 2 groepe verteenwoordig 2 verskeie kante van die samelewing. Aan die een kant die wêreld, aan die ander kant verteenwoordig die kerk. Aan die een kant is daar die soldate, dis mense wat deur mag en geweld enigiets vat wat hulle vir hulle self kan kry. Deur hulle eie gesag kom die mense met eie mag, vat hulle wat hulle self wil hê. Hulle is opgelei om vyande te verslaan en te verneder. Aan die ander kant is daar vroue. Mense wat nie deur mag en krag in daardie samelewing gekry het wat hulle wil hê nie, maar absoluut afhanklik is van die Here, dat hy moet sorg, dat hy moet gee sodat hulle kan kry, dat hy moet versorg. En wat uitermate opvallend is in hierdie gedeelte, ons nie moet miskyk nie, is dat die getalle ook vir ons genoem word. Daar was 4 soldate gewees en daar was 4 vroue ook by die kruis gewees. Die getal 4 in die Bybel dra 'n simboliese getal wat heenwys na alles toe, na die omvang van alles toe. As daar gepraat word van die 4 winde, die 4 windrigtings, wat dui die hele wêreld, as daar gepraat word in die tuin van Eden van die rivier wat ontspring het en verdeel in 4 takke en 4 riviere in, dat oor die hele wêreld versprei het. Mens dink aan die 4 evangelies wat wys na die volle bediening van ons Here Jesus Christus. So die getal 4 wys na alles, die omvang daarvan, die hele heidendom en die hele kerk van die Here. En teen hierdie agtergrond kan 'n mens hierdie treffende beeld sien. Wat daar gebeur. Die 4 soldate, die mensdom, die hele mensdom wat die vyand van die Here Jesus Christus is, die hele wêreld het afgedwaal. Daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Almal het gesondig. Toe ons nog vyande was, het hy sy lewe vir ons gegee. Hulle is die beeld van die hele mensdom in die sondige toestand, die wêreld wat die seun verwerp. En daarteenoor staan die 4 vroue wat die kerk verteenwoordig, dat daar gesê word, maar die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. Ons hoor ook in Openbaring van die vrou en die draak waar die kerk die vrou genoem word. Hierdie 4 vroue verteenwoordig is die hele kerk van die Here, die volheid van die kerk. Ten spyte van swakheid en magteloosheid, dat hulle verlos word deur die Here Jesus Christus sonder hulle eie werke. En juis hier by die kruis sien ons die rol van die soldate wat die Here gekruisig het. Dat nadat hulle hom aan die kruis vasgeslaan het, daai spykers deur hom ingekap het en hy hang, verdeel hulle sy boklere onder mekaar. In ander woorde, die boklere is
sal dinge wees, 'n mantel wat hy so oorgegooi het, of skoene, of 'n leerbelt, dat daardie kledingstukke onder mekaar verdeel word. En dis deel van hulle werk. Soldate het dit gedoen. Hulle het regtig waar alles as buit geneem wat hulle kan neem by hulle vyande. Hulle het regtig geen genade gehad vir enigiemand van hulle vyande. Hulle het alles gevat wat hulle kan. So hier by die kruisiging is dit bloot deel van hulle werk, soos 'n besigheidsonderneming. Vat soveel vir jouself wat jy kan kry. Alles gaan oor jouself. Enige stukkie wat jy vir jouself kan toeëien, vat jy. So dit was dus die gebruik dat soldate by die kruisiging of vir die doodstraf van 'n veroordeelde alles as buit ontvang het. Dat enigiets wat hulle sal hulle doen om hulle self te verryk. En tog is daar nog 'n kledingstuk wat nie in hierdie normale verdeling van klere inpas nie. Daar's 4 soldate en daar's 4 stukke boekleed of stukke boekleed wat hulle kan verdeel. Maar nou is baie merkwaardig dat daar nog 'n kledingstuk is wat nie inpas in hierdie verdeling in nie. En ons hoor baie mooi, dis die onderkleed wat sonder 'n naad verweef was, van bo tot onder een stuk geweef was. Nou bloot op 'n menslike vlak sê hier eintlik vir jou, dit was kwaliteit. Dit was die beste wat jy kon kry, dat die ander soorte, die goedkoop is, was sommer net gou na te mekaar vasgewerk en daar is dit een stukkie wat daar hang. Maar nou juis omdat dit nie nate gehad het nie, kon hulle dit nie opdeel nie. Hulle kon dit nie in 4, hulle wou dit nie in 4 skeur nie, is te waardevol. En so besluit hulle maar oor die onderkleed van die Here, kom ons loot daaroor. Kom ons kyk, wat sê die lot, watter een van ons sal dit kry? En dan sê Johannes baie mooi, hy fokus ons aandag daarop en sê, maar hier is 'n uitspraak van Psalm 22, en is merkwaardig as jy Psalm 22 gaan lees, en sien watter kruiswoorde van die Here alles daar voorkom in Psalm 22. En watter dele van die kruisiging wat gebeur het, daarin voorkom. En daar in Psalm 22 staan daar, dat sy klere word verdeel en die lot oor sy kleed gewerp sal word. Maar ons baie mooi raak sien wat vir die soldate 'n blote praktiese ding is. Oor wie kry hierdie kledingstuk? Dat hulle dit moet opdeel. En dit vir hulle eintlik bloot net 'n dobbelspel was. Kom ons gooi 'n dobbelsteen en kyk wie sal dit kry. Was in werklikheid deel van God se heilsplan. Deel van die verkondiging van die evangelie. Dat daar oor die onderkleed spesifiek die lot gewerp sal word. So hierdie handeling het ook 'n dieper betekenis. In die Bybel weet ons dat naaktheid dui op sonde. Dat toe Adam en Eva gesondig het hulle oop gegaan, hulle het besef, hulle is kaal, hulle is naak, hulle is sondig voor die Here. Met ander woorde, die naaktheid verteenwoordig 'n sondaar, iemand wat sondig is voor God. Ons hoor hoe Adam en Eva weggekruip het, hulle self met klere of met vyeblare bedek het, hoe die Here gekom het en hulle klere gemaak het om hulle te bedek. En juist daarom sien ons by die kruis die teenoorgestelde wat gebeur. Dat Jesus se boklere word uitgetrek en onder mekaar verdeel. En hulle kon die onderkleed gelos het, hy kon gesterf het, gehang het met sy onderkleed. Maar hy trek ook sy onderkleed uit, dit wat die skande ontbloot. En Jesus sterf uiteindelik in hierdie totale vernedering, totale skande. Hy word sonde gemaak, hy word hierdie skande gemaak voor God, wat ons eintlik is. Dat hy wat selfs onder sonde was, word tot sonde gemaak. Hy wat volmaak en regverdig was, word tot skande gemaak. Hy word uitgetrek. Simbolies hierdie sonde wat hy word en word vir hom toegereken wat hy op homself neem. Maar hierdie vernedering is juist deel van sy verlossingswerk. Jesaja het reeds voorspel en sê, hy sal hierdie mense verag word. Hy sal iemand word vir die mense die gesig wil wegdraai. Wat 2 Korintiërs sê baie mooi, hy word vir ons tot sonde gemaak. En hier is die bewys daarvan, hy word uitgetrek waar die skande gewys word. Want dis die skande wat hy op homself neem. Sodat ander met sy geregtigheid bekleed kan word. Dat dit in die kruis verdien, uitgedeel kan word vir ander. So sy naaktheid wys is simbolies wat dit vir die mens word. Maar hoe treffend word die evangelie nie hierdeur verkondig nie. Uitgebeeld nie. Dat die mens dom is, die rede hoekom die Here sterf aan die kruis, is die mens om sy sonde. Maar as hy onderkleed wat die skande bedek. En daardie onderkleed word nie vir almal gegee nie.
Dis nie die mens wat self dit vat en besluit, maar wie kry nou deel na die onderkleed om ons skande te bedek nie. Maar dit word deur die lot bepaal. Met ander woorde, God sal bepaal wie van hulle deur daardie onderkleed se skande bedek word. Wie van hulle sal met Christus se geregtigheid bedek word. En ons bely dit baie mooi in die Dordtse leerreëls. In Hosea 2 dat die dood van die Seun van God is die enigste volkomme offer vir ons sondes. En het oneindige waarde en krag. En hierdie offer is genoegsaam om die sondes van die hele wêreld te versoen. Omdat die een wat gelei het waaragtig God en waaragtig mens is. En daarom die evangelie aan alle mense verkondig word, dat baie tog nie glo nie, lê nie 'n tekort in Christus se offer nie, maar in die genade of in die ongeloof van die mens. Die wat wel glo, ontvang hierdie geloof uit God se genade volgens sy ewige verkiesing. En deur Christus se dood verkry hy werklik en seker die verlossing vir die uitverkorenes. Dat God het gekies wie ontvang daardie geregtigheid van Christus. Dit lê nie in die mens se hand om self te vat en self deel te kry daarin nie. Maar God bepaal wie bekleed word met daardie kosbare geregtigheid van Christus. Van bo tot onder sal geen stukkie wat uitsteek nie, geen nate wat enigiets ooplaat nie, dis volmaakte regverdigheid van Christus. En uiteindelik wys hierdie toneel hoe diep Jesus se vernedering gegaan het. Hy kom met klere gesterf het. Maar in God se voorsienigheid sterf Jesus deur die mens se sonde ontklee. Vir hulle sonde, juis sodat hulle bekleed kan word met dit wat hy verdien. En nou teenoor hierdie wêreld, teenoor die soldate wat daar is, hoor ons van iets anders. Die wêreld, die soldate is by die kruis besig om te werk, hulle is besig om te verdeel, hulle is besig om te dobbel, hulle is besig om te spot. Maar daar staan ook 4 vroue. Jesus se moeder, haar suster, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En daar is nie veel bekend nie, die gedagte is nie dat mense moet inlees oor alles wat miskien oor elke van hierdie vroue gesê kan word nie. Ons weet dat Maria Magdalena is baie betrokke in die bediening van die Here. Maar die wys vir ons heeltemal 'n ander toneel by die kruis. Anders as die soldate wat die wêreld verteenwoordig en beskryf waarmee hulle besig is met wêreldse dinge rondom die kruis. Dat die verdeling van die klere vir hulle belangriker is as die sterwe van die seun van die mens. Is dit opmerklik wat beskryf word van die vroue. Dat die vroue is net daar. Hulle staan eenvoudig daar. Maar let op hoe dit beskryf word. Dat reg by die kruis van Jesus, daar staan hulle. Dis 'n gruwelike, hartverskeurende gebeurtenis, maar hulle wil op geen ander plek wees nie, hulle wil daar by hom wees. Hulle is mense wat nie deur hulle eie mag iets na die omstandighede kan vermag nie. Hulle kan niks in die omstandighede doen nie. Hulle is net by die Here. Maar dit is ook merkwaardig oor terwyl die soldate besig is dat die Here niks vir hulle sê nie. Hy laat die wêreld en hulle optrede eenvoudig gebeur. Maar wanneer hy na die vroue kyk, praat hy, dan spreek hy weer 'n kruiswoord. En hoe kosbaar is hierdie nie? Dat weer eens met die 3de kruiswoord van die Here, dink hy nie aan homself nie, maar hy dink aan ander. Sy eerste kruiswoorde was 'n gebed: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is besig om die seun van God dood te maak. Hulle besef nie die grootheid en die erns van die saak waarmee hulle besig is nie. En die Here bid vir hulle. Die tweede kruiswoord vir die misdadiger langs hom gesê: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Baie duidelik hoor ons wat die Here sê in die lewe hierna. Dit gaan daaroor dat daar's troos vir jou, nie vir hierdie lewe nie, vir die lewe hierna word jy getroos. En dan baie mooi en interessant dat hy nie tot God bid, maar Vader vergeef hom nie. Hy sê vir hom: Amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam in die paradys wees. Hy beantwoord daar die gebed van die rower self. Hy verseker hom: ek hoor jou wat ware God is en jy sal saam met my in die paradys wees. En nou vir 'n 3de keer kom hierdie woorde van liefde uit sy mond, waar hy nie aan homself dink nie, maar waar hy aan sy kerk dink. En hier is ons baie duidelik dat Jesus se kruisdood nie net gaan oor die heerlikmaking van mense nie. Met ander woorde,
Ons weet as gelowiges, ons word regverdig gemaak aan die kruis, ons word heilig gemaak deur die werk van die Heilige Gees deur ons lewe, en eendag as ons sterf of by die wederkoms, word ons heerlik gemaak. En wat die Here hierso sê, hy sê nie maar ook vir haar, vir Maria, en sê maar, goed, jy sal ook eendag by my in die paradys wees nie. Dit gaan nie net oor die lewe hierna nie, dit gaan nie oor die heerlikmaking nie, maar dit gaan oor die nou, oor die heiligmaking, oor die kerklike bediening, oor die liefde van die kerk vir mekaar en wat daar moet gebeur. Dit gaan oor die bediening van die bruid. Dit gaan oor sy kerk se bestaan hier op aarde. En hy wat die vyand verslaan, sal opvaar en deur sy gees sal hy gawes sy kerk gee. Jy sodat die kerk kan opgroei deur daai gawes deur mekaar te bedien in liefde en so op te groei tot na die hoof toe. En tipies in die styl van Johannes bring hy dan die volgende element eers later in. Hy sê dat 4 vroue gestaan by die kruis en hy noem hulle, maar dan ten minste dat er nog een ander persoon daar was. 'n Disipel vir wie Jesus baie lief was. En dis Johannes self wat hierdie brief skryf vir daardie disipel is. En hy sê Jesus vir sy moeder vrou. Die ou vertaling, 2020 vertaling sê dit baie mooi vrou. Daar is jou seun of u seun. En vir die disipel sê hy, daar is jou moeder. Maria se naam kom net 2 keer in die evangelie van Johannes voor. Die eerste keer is die Vrydag waar die Here sy heel eerste wonderteken by die bruilof in Kana gedoen het. En die tweede keer wat Maria genoem word, is die Vrydag by die kruis. So by die bruilof in Kana in Johannes 2 het Maria besef dat die wyn het opgeraak en dis iets waarmee haar seun nou kan help en sy sê vir die seremoniemeester, maar vra hom, hoe luister hy vir hulle sê, hy sê vir hulle bring. En dat daar aangespreek ook met hierdie woorde, vrou, wat het ek met u te doen? Met ander woorde, hoekom sê jy dit vir my? Wat het dit nou op hierdie stadium op hierdie uur te doen? Ek het nog nie nou gekom om die ware wyn te bring nie. En nou by die kruisiging, die tweede keer dat Maria verskyn, spreek hy ook aan met hierdie woorde, vrou, daar is jou seun. Dit was nie 'n liefdelose vorm van aanspreek, dis 'n normale vorm van aanspreek, maar vir Maria en die disippels moet dit baie duidelik herinner aan haar eerste woorde wat die Here gesê het. Want Maria gesê het, maar my seun kan help. Daar is nou, op hierdie stadium, is daar iets tussen my en jou. Op hierdie tyd, hiervoor het ek gekom. Dis nou die regte tyd om die ware wyn te gee, dat die bloed moet vloei op hierdie stadium, juis omdat iets tussen my en jou is. En is sonde. Hierdie derde kruiswoorde word as 'n soort testamentêre verklaring gemaak. As iemand op sy sterwensuur lê en dele van sy besittings uitdeel, is hierdie die versorging van die geliefdes waarvoor hy voorsiening maak. Dit herinner aan die eenvoudige aannemingsformules ook waardeur iemand in 'n nuwe familieverband geplaas is. So die Here kom in sy sterwensuur en hy gee vir Maria 'n nuwe seun en vir Johannes of vir die geliefde disipel 'n moeder. En Maria is op hierdie stadium heel moontlik in die diepste nood, diepste trauma van haar lewe. Want sy staan daar en sy sien hoe haar seun aan 'n kruis hang, vasgeslaan met spykers. Sy sien rondom hom al hierdie spotters, almal wat net haat het vir hom. En hierdie toneel bring tot vervulling wat lankal van tevore vir haar gesê is deur Simeon by Jesus se geboorte. Hy het geprofeteer en sê maar daar sal 'n tyd kom dat daar sal 'n swaard deur jou siel gaan. En haar hele lewe wag sy in die vervulling, wanneer gaan hierdie vervulling kom van die swaard deur my siel gaan kom, en hier gebeur dit. Terwyl sy daar staan en haar seun sien ly. En juis in daardie diepste nood wat sy ook beleef, kom die Here en hy gee vir Johannes en haar vir mekaar. En nou is die voor die hand liggende vraag vir ons, hoekom, as ons hierdie lees, hoekom gee hy Maria en Johannes vir mekaar, dat Johannes vir Maria moet sorg by sy huis? Ons weet, Josef was lankal nie meer in die prentjie nie. Ons weet van Josef by Jesus se geboorte en eers in Jesus se lewe moes Josef al afgesterf het, was hy nie meer teenwoordig gewees in Jesus se lewe nie. Ons hoor Maria is nog baie lank daarna ook teenwoordig, maar ons hoor nie meer van Josef nie.
Maar wat ons wel weet is dat Maria het ander seuns gehad. Jesus het ander halfbroers gehad. Wat Maria se ander kinders was en Jesus was die oudste. Maar volgens die wet, as hy nie meer daar is nie, is daar die sorg oorgelaat vir sy ander biologiese broers. Na regte moes haar ander seuns vir haar gesorg het. Spreuke 23 vers 22 sê dat as iemand moenie hulle ouers verag as hulle oud geword het nie. Dit bly dus die verantwoordelikheid van daai seuns om vir haar te sorg. Maar ons sien dis iets dieper hierin. Wat nie net gaan oor die biologiese bande tussen 'n ouer en 'n kind nie. Ons sien hoe die werk van die Here aan die kruis behels. Ons sien iets van die nuwe familie wat Jesus skep. Reeds vroeër in sy bediening het die Here gesê, wie is my moeder en wie is my broers? Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. En by die kruis word hierdie werklikheid sigbaar. Dat Jesus kom en hy vorm 'n nuwe geestelike huisgesin, 'n gemeenskap van gelowiges wat deur geloof en gehoorsaamheid aan God met mekaar verbind word. In Efesiërs 2 word dit baie mooi vir ons gesê hoe is die bedoeling daarin staan dat die Here by sy dood aan die kruis 'n einde gemaak het aan die vyandskap. In die eerste plek die vyandskap met God, maar ook dat daar versoening is tussen verskillende mense, dat Jode en Grieke met ander woorde en heidene met ander woorde verenig is. Almal lede van dieselfde huisgesin is. Dat hulle almal deur Christus bekleed word met sy geregtigheid. Maar selfs in sy diepste vernedering kom die Here en hy spreek hierdie woorde van liefde en sorg. Hy word arm en word verlaat sodat hy kan uitdeel en gee. Dat ander kan ryk word. Dat hy self sterf om Maria en Johannes mekaar te gee. Maar nou ontstaan die verdere vraag, as die rede dan is dat die kerk net so vir mekaar gegee is, hoekom het hulle nie 4 vroue net aan mekaar gegee nie? Hoekom het hy vir die 4 vroue daar gesê, maar goed, julle moet nou as kerk vir mekaar sorg nie? Hoekom is dit nodig dat Johannes ook ewe skielik hier ingetrek word? Maar die Efesiërs gaan verder, deur te stel dat die huisgesin 'n gebou is, wat opgerig word op die fundament van die apostels. En ook dat apostels en herders en leraars as gawes gegee word vir sy kerk, om sy kerk mee te bedien. So waar Jesus vir Johannes en Maria vir mekaar gee, eindig die gedeelte dat die disipel het Maria na sy huis toe geneem. Daar is dus hierdie onderlinge verhouding van liefde, dit is so, die kerk word vir mekaar gegee, die kerk mekaar bedien, dis hoekom die Here gesterf het in die kruis. Maar dit gaan oor geestelike versorging ook. Dat die Here kom nie net en dink maar goed, Maria gaan nie 'n seun hê nie, dat hy vir haar 'n seun gee, dat 'n seun dan kan versorg nie. Maar haar diepste nood gaan oor haar geestelike versorging. En daarom gee hy 'n apostel vir haar. Dat daar waar sy haar eie seun gekruisig gesien aan 'n kruis waar hy hang, is haar diepste nood nie haar lyding wat sy beleef in hierdie verhouding nie. Haar diepste nood na omstandighede bly haar sonde. Selfs dieper, selfs meer traumaties, as om jou seun te sien sterf, sien ophang aan 'n kruis, is jou eie sonde nog groter as dit. En juist daarom is die kerk se bediening nie net goeie werke teenoor mekaar nie. Word die kerk nie net gekenmerk aan liefde wat ons mekaar gee nie. Maar die kerk word gekenmerk deur die evangelie wat verkondig word en bedien word deur hulle wat die Here gegee word vir sy kerk om hulle te bedien vir daai diepste nood wat die kerk het. En dis hulle eie sonde. Dat elkeen sal besef, maar ek is daardie persoon wat sulke diep ellende het, selfs dieper wat dit is, selfs seerder wat dit is, as hulle sien om jou eie seun te sien doodgemaak word. Die Here sorg dus geestelik. Hy gee 'n disipel vir haar, dat sy getroos mag word deur hom. En is opvallend, in hierdie toneel die gehoorsaamheid van daardie disipel. Daar staan van daardie uur af. Onmiddellik het daai disipel daai sorg geneem, gesê maar goed, hy besef, dis 'n opdrag van die Here wat uit die kruis uit voortvloei, is dit. Dis die kerk van die Here wat bedien moet word, en daarom gebeur dit van nou af, dat die kerk bedien moet word.
Hy reageer in gehoorsaamheid. Dis werk van die Gees in hom, dat hy die geloof optree en bedien. Geliefde broers en susters, ons sien hier die derde kruiswoord van die Here. Baie duidelik wat die Here in die kruis doen. Dat sy diepste lyding in die kruis, juist daar, leef en sterf hy nie vir homself nie. Ook daar is dit selfopofferende liefde verander. Hy bid vir sy vyande, hy gee vir die misdadige langs om die belofte van die paradys, hy gee vir hom die ewige lewe. En hy sorg vir sy kerk. Dis hoekom hy sterf in die kruis. En ons sien die groot genade van die Here, dat hy vooraf bestem het, dat hy ons uitverkies het, van voor die skepping van die wêreld af, die Gees afgesonder het om hom gehoorsaam te wees. Dat ons besprinkel moet word met die bloed van Christus. Met ander woorde, dat ons bekleed moet word met sy kledingstuk deur God se wil, dat ons nie naak voor God staan nie. Ons was almal in die mag van die sonde, maar die Here het beskik dat ons bekleed moet word met Christus se onderkleed, met dit wat die naaktheid bedek, met die geregtigheid van Christus. En ons weet, die ou mens in die sonde onderwerp is, probeer soveel vir homself toeëien, net vir homself kry, homself verryk. Maar Christus kom en hy kom gee homself vir sondaars. En hy bring 'n radikale omkeer in mense se lewe. Wat sigbaar word in sy liggaam. Sigbaar word in die kerk. Waar mense omgedraai word, waar hulle van nature geneig was om God hulle naaste te haat, is hulle van nature geneig, of ten minste die werk van die Gees geneig om God te lief te hê en hulle naaste te bedien. Dat is 'n omkeer in die gemeenskap van gelowiges. Dat die Here kom en deur sy kruisdood, sy bloed vir hulle te gee, hulle besprinkel te word, bind hy hulle aan mekaar as een liggaam, as sy liggaam, waarvan hy die hoof is. En hy gee hulle vir mekaar, dat hulle mekaar bedien. Maar die Here gee ook vir sy kerk, sy woord. En hy gee vir sy kerk die bediening van sy woord, dat sy liggaam daarmee bedien sal word in 'n diepste nood. Dat daar wel 'n totale rou oor hulle sonde is. Dat die Here kom en sy woord bedien, en sê maar daar's vergifnis. Vergifnis vir jou sondes, deur sy bloed alleen. Dat die evangelie moet verkondig word, en gehoor word, dat ons deurlopend ook daardeur getroos word. En juist daarom, loof en prys ons die Here, ook vir hierdie kruiswoorde. Amen. Geliefdes, ons gaan nou voort met die bediening van die sakrament van die doop. Vanoggend word Sarel Huisamen gedoop, en Sarel is die seentjie van Dawid en Erika Huisamen en ook die boetie van Isak. Daarom lees ons 2 Bybels vanoggend. Isak is nie in hierdie gemeente gedoop nie en daarom graag vir ons wil albei vanoggend ook 'n Bybel gee. Ons is dankbaar ook vir oupa Isak en oupa Annelien van Melkbosstrand en ouma Elsabie van die Parel wat ook vanoggend hier saam met ons is. Ek hou vir ons die formulier voor. Die hoofsaak van die heilige doop word in 3 punte saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God. Dit beteken dat ons nie in die ryk van God kan inkom nie. Al wat kan gebeur is as ons opnuut gebore word. Dit word ons geleer deur die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. En daardeur word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons vir God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid ook buite onsself te soek. Die heilige doop betuig en verseël in ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader in ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig en ons wat sy kinders en erfgename aanneem. Hy wil ons daarom ook met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun in ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy doop en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die heilige sakrament dat hy in ons wil woon, ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot die eiendom te maak wat ons in Christus het. Dis die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe.
tot ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ons word ook weer deur die doop vermaan en verplig tot nuwe gehoorsaamheid. Ons moet die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. In die kinderdoop, en hoewel ons kinders dit nie verstaan nie, mag hulle nie van die doop uitgesluit word nie. Sonder dat hulle dit weet, het hulle in die verdoemenis in Adam deel. En ook, sonder dat hulle dit weet, word hulle weer in Christus tot genade aangeneem. So spreek God ook tot Abraham, die vader van alle gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslag as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop na die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie instelling van God tot sy eer en tot ons troos en opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom ook saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank Here vir u genade wat oneindig groot is. En dat u nog en nog en nog mense insluit in daardie genade verbond. En ons bid dat u vir Sarel wil aansien, en deur die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy tog in sy daaglikse navolging van Jesus sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met geloof en hoop en liefde, sodat hy hierdie lewe deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking vir die regterstoel van Christus u seun mag verskyn. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan nou vra vir die doopouers asseblief na vore te kom. Julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom doen ons nie uit gewoonte of uit 'n bygeloof nie. En om dit vir almal sigbaar te maak dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant af ook opreg op hierdie volgende vrae antwoord. In die eerste plek, terwyl Sarel in sonde ontvang en gebore is, bely julle nogtans dat hy in Christus geheilig is en daarom as lidmaat van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, in die Christelike kerk geleer word, die ware en volkomme leer van die saligheid is. In die derde plek beloof julle en neem julle voor om vir Sarel ook, wanneer hy dit kan verstaan, om in die leer van die woord na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ons hoor graag, wat is julle antwoord hierop? David? Erika? Ek vra asseblief nou, dat hy ook ingebring word, as hy agter by ouma. Staan almal jy wil baie mooi kan sien. Wat ouma jou optel.
Sarel, hy samen. Ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ek gaan vra dat oupa asseblief na vore kom om vir hulle die Bybels te oorhandig, en ek gaan vra dat ons as gemeente opstaan en die Here se naam groot maak deur die sing van Psalm 107. Ons oorhandig gou eers die Bybels en daarna sing ons saam. Psalm 107 vers 1 en vers 10, hierdie woorde: loof God omdat hy goed is en dat hy goed is sonder end. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 107. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank Here dat U genade aan ons op soveel maniere verkondig. Dat U ons ken in ons stompsinnigheid, hoe moeilik ons altyd glo en hoe maklik ons afdwaal, en dat U keer op keer U genade in ons wys. Ons kan hoor dat ons regverdig voor U is, nie deur ons eie verdienste nie, maar deur die verdienste van ons Here Jesus Christus. En dat U die bediening van die woord vir ons gee om ons deurlopend daaraan te herinner. En ook dat die sakrament van die doop kan sien dat dit waarlik so is, dat deur U bloed is ons skoon gewas van alle oortredings. Mag ons daarin lewe. Mag ons daaruit U naam loof en prys vir wie U is. Amen. Geliefdes, die liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as vir die Bolandse bedieningsfonds. So wanneer jy bydrae gee, of elektronies of by die deure, dink asseblief ook waarvoor dit gaan. Kom ons sing dit ten slotte saam, Skrifbreiding 15:1, vers 1 tot 4, is 'n gebed vir die kerke. Jy sal onthou die votum aan die begin van die erediens was ook uit hierdie woorde uit gewees, maar dit gaan verder wat sê, mag God nou deur sy gees in julle werk, mag julle saam met almal wat saam glo, dit in God se volheid ken en klaar ontdek. Ons staan as ons saam Skrifbreiding 15:1, vers 1 tot 4.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Ek vra so lank vir Alberts Breed om na vore te kom, en terwyl hy na vore kom, net vinnig 3 afkondigings. Ons herinner net die Bybelvas vra, jy sal onthou in die nuusbrief van die begin van die jaar af is al gesê van vanmiddag 5:00 is welkom saam deelneem, die kindertjies wat leer vir die Bybelvas vra, gaan vanmiddag 5:00 saam deelneem, so jy is welkom saam te kom deelneem. En dan 6:00 vanaand is die Paasangdiens, en hier is ook gevra om paasbolletjies te bring vir na die tyd, so asseblief onthou en kom saam. Wonderlike aanbiddingsgeleentheid ook, waar ons saam kan sing, en ook die volgende kruiswoorde kan hoor. En die laaste afkondiging net, jy sal onthou dat ons 'n berig destyds geplaas het van 'n Engelse erediens wat ons graag wil begin, en dit sal DV die 19de April begin. Net gou sê dat daar is so 5 gesinne wat reeds graag wil inskakel en betrokke raak by die bediening, maar as u weet van nog Engelssprekende mense wat sal betrokke wil raak, stuur asseblief die name deur vir Dominee Reinhold Fourie. Die dinge is besig om baie mooi mekaar te kom daar en die bediening wat daar gaan gebeur. Goed, voor Alberts praat, gaan ek vra dat al die kategete en al die kindertjies asseblief net eers na hulle klasse toe skuif. Goeiemôre broers en susters. Dis 'n wonderlike voorreg net om 'n bietjie terugvoer te gee. Ek is verantwoordelik vir die toerustings aspekte op die kerkraad, en binne in hierdie portefeulje val basies die katekisasie, die mediateek, die kursusse wat ons binne in die gemeente aanbied, huisgeloof sowel as die Bybelstudie. Ek wil nie vanoggend enige terugvoer gee rondom die huisgeloof nie, aangesien die huisgeloof span onder leiding van Vicky reeds tydens die nagmaalsviering redelike wye terugvoer gegee het rondom huisgeloof. En ek wil weer eens ook net dankie sê vir die aktiwiteite van daai hele groep, vir die werk wat hulle doen, om spesifiek die opleiding binne in gesinsverband in die gemeente te doen vir ons. As ons kyk na die katekisasie, Arnay Singels is verantwoordelik vir katekisasie, die span kategete is dieselfde as verlede jaar, met 2 klein veranderinge. Getruide Gryvenberg help nou by graad 8 en Clara Genade by graad 3. Ek wil ook graag sê opregte dank uitspreek teenoor elkeen van die hulpkategete. Hulle is nou al almal weg, maar ek wil dit in die teenwoordigheid van die gemeente net sê, baie dankie vir die werk wat julle doen. Ek dink ons besef nie altyd die impak wat elk van hierdie hulpkategete op die kinders in hierdie gemeente het nie. En daarvoor weer eens baie dankie vir die werk wat julle doen. En dankie vir julle bereidwilligheid om hierdie werk te doen getrou elke Sondag. Want soos julle almal weet, goed gebeur en dis nie altyd so maklik om elke Sondag hier te wees nie. Die onderrig van ons verbondskinders is 'n baie belangrike roeping van die gemeente, en hierdie toewyding word werklik baie waardeer. Die lys van hulpkategete in klasse is beskikbaar op die webwerf. Nog 'n ontwikkeling in die kategete is die kategete se presensie, dit wil sê die teenwoordigheid by die katekisasie is nou op die kerk se datasisteem bygehou, word in die datasisteem bygehou. Die vorderingsverslae van katekisasieklasse sal ook deur hierdie stelsel verwerk word en dan aan die verbondsouers en die betrokke ouderlinge deurgegee word. So dit gee dat ons daarom 'n baie beter terugvoer het rondom dit wat in die katkisasie gebeur.
Dan net rondom die mediateek, ek dink julle almal is bewus van die mediateek. Louise Coetzee is verantwoordelik vir die mediateek en eers wil sy graag spesiale dank uitspreek teenoor die lidmate wat gereeld help met die diensbeurte en bedrywighede. In besonder Ansa Björk, Wina Venter, Koti Wouda, Elsabie Fourie en Lida die Jager, wat ook nou onlangs by die groep aangesluit het. Ons wil ook al die gebruikers van die mediateek bedank en hoop dat hierdie bediening nog lank en relevant tot opbou van die gemeente sal wees. Indien lidmate voorstelle het vir nuwe boeke of ander bronne, word hulle hartlik uitgenooi om dit aan Louise deur te gee. Die doel van die mediateek is immers om Christelike inligtingsbronne beskikbaar te stel en te deel tot geestelike groei. Die TV-skerm wat ons het op die oomblik is ongelukkig ou tegnologie en ons vra met groot versigtigheid, as daar iemand is wat 'n nuwer TV het wat beskikbaar is om te kyk, sal ons dit waardeer, want hulle wil graag die boeke bekendstel op 'n Sondag net op die skerm, so as daar iemand is wat dalk 'n bydrae kan maak rondom dit. Daar is ook baie ander nuwe inisiatiewe wat aan die mediateek span het. Teen die middel van die jaar wil die mediateek 'n Christelike boek kletsklap op sosiale media begin en die doel is om boekresensies gratis, internet leefstof, podcasts en ander Christelike inhoud te deel en te bespreek. Alles met die oog op geestelike groei, leer, bemoediging en verryking. Later word daar ook beplan om 'n Instagram rekening onder dieselfde naam te begin, veral om jong mense by die gesprekke te betrek. Mia Holloway en Jana Fourie sal help met die bestuur van hierdie platform. Enige lidmate wat by die mediateek se werk wil betrokke raak, kan gerus vir Louise kontak. Sy is ongelukkig nie vandag hier nie, sy is siek. So, maar kontak haar gerus wanneer julle hier is volgende Sondag. Ons is baie dankbaar vir almal wat in hierdie verskillende bedieninge dien en bid dat die Here hierdie werk sal gebruik om die geloof van ons gemeente te versterk en om ons toe te rus as sy kinders om ons kinders te leef. Dan net ten slotte wil ek ietsie sê en ek is so dankbaar oor my kleinkind hier by my. Daar's twee ander aspekte wat ek persoonlik na die kerktaat gebring het deur die loop van laas week, maar dit gaan nog 'n bietjie besprekinge, dit gaan spesifiek rondom kursusse vir ouderlinge en dan spesifiek ook temas met video's wat beskikbaar is op Expando, wat een van die gereformeerde kerk se geloofsgroei webblaaie is, wat dan kan help met die spesifieke Bybelstudie vir die geloofsfamilies en vir broers en susters in die gemeente. So nogmaals dankie vir die geleentheid om te praat. Ek het nou 'n bietjie langer gepraat as wat ek gedink het dit gaan wees. 'n baie voorspoedige Sondag en die seën van die Here by met een en elkeen van julle. Halleluja.